Waaraan word ons lewe gemeet? Het jy al ooit gedink as vandag jou laaste dag is, as ek en jy sou sterf vandag en dit is ons begrafnis, het jy al ooit gewonder wat mense van jou sal sê? Ek was eenmaal by 'n begrafnis gewees waar iemand afgesterf het en ek sal nooit vergeet toe 'n man sê, "Joh, hy het baie geld gehad." En nie lank daarna nie toe sê iemand ook, "Joh, hy was nog 'n vermoënde ou, weet hy het baie geld gehad." En kort voor lank het ek agtergekom dat dit onder almal die een ding is wat uitgestaan het, dat hierdie persoon baie geld gehad het. Maar min ander dinge. En ek het altyd gedink, dit sal vir my hartseer wees, as dit al is wat mense van my kan sê. Dat, hy het baie geld gehad, hy was baie vermoënd geweest, hy was skatryk, of hy het soveel huise gehad. Maar dat mense my sal onthou as iemand wat lief is en lief was vir mense, wat omgegee het, wat die ekstra myl gestap het, iemand wat na die beste van sy vermoë met al sy foute Christus probeer uitleef het, iemand wat mense se lewens probeer verbeter het, iemand wat mense wil bemoedig het, iemand wat gaaf was. Dit is eienskappe wat ek van sal hou, en Jesus kom praat en hy gee ons hierdie waarskuwing in Lukas 12 vers 15 sê hy, toe het hy gesê, pas op. Jesus waarsku ons, hy sê pas op. Hy sê moenie gierig wees nie. Ware lewe word nie gemeet aan hoeveel ons besit nie. En dit is soms 'n ding vir ons, en nie net noodwendig daai ou wat oorlede is wat hierdie geld gehad het nie, maar soms is dit 'n probleem, want ons as mens hang ook hierdie tipe van dinge aan. Hoekom weet ek nie regtig nie. Nou, ek het geen probleem met enigiemand wat geld het nie. Ek dink ek het gister gesê, die Here het nie 'n probleem met iemand wat ryk is nie. Daar's geen probleem met dit nie, maar kwaliteite wat ek na kyk in mense, en dinge wat my beïndruk, en dinge wat my aantrek tot mense, is nie noodwendig hoe vermoënd of hoeveel geld hulle het nie, maar wie hulle as mens is. En hoe hartseer sal dit wees, as dit my en jou storie is, dat wanneer ek en jy eendag sou sterf, dat iemand net sê, "Sjoe, hy het baie geld gehad," of "Sy het baie geld gehad," of "Joh, hulle het baie huise gehad," of as ons lewens, al wat oorbly is die materiële besittings wat ek en jy gehad het, en dan wil ek vir jou sê, dis 'n lewe wat ons absoluut misbruik het, dis 'n lewe wat verbygegaan het, en ons het dit nie getref nie. My begeerte vir my en vir jou is, dat mense sal sê, hierdie was iemand wat gewerk het in die koninkryk, hierdie was iemand wat die Here gedien en geken het, hierdie is iemand wat vir my daar was in my moeilikste tye, hierdie was iemand wat omgegee het, wat lief gehad het, wat vrygewig was, iemand wat regtig die mense om hulle gedien het. Dis my hart vir my en vir jou. Dis Christus wat sê, hy sê, julle sê ek is julle leier, hy sê, dis waar, ek is julle leier, hy sê, ek het julle gewys om voete te was, ek verwag dat julle ook gaan voete was. Kan mense ons ken vir mense wat voete gewas het, wat gegaan het en ander mense gedien het? Jesus sê, pas op, hy sê, wees versigtig om te dink dat jou lewe se sin en betekenis gevind word in dit wat jy besit hier op aarde. En ek dink so dikwels doen ons dit, nee. Ons voel ons sal meer waardig wees, ons voel ons sal meer waarde hê, ons voel ons sal beter voel wanneer ons meer besittings het. Maar op die einde van die dag is dit nie wat 'n suksesvolle lewe bepaal nie. Suksesvolle lewe is hierdie, die dag wanneer ek en jy voor Christus staan en hy sê, welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Nie wat het jy bymekaar gemaak nie, maar wat het jy uitgedeel? Wat het jy weggegee? Hoe het jy die mense om jou verryk? Ek dink sommer aan Paulus wat sê, hy sê dit 2 keer, hy sê ek was brandarm, ek het nie 'n sent tot my naam nie, en dan sê hy hierdie, hy sê tog het ons mense skatryk agtergelaat. Ons kan niks hê nie, maar ons kan mense skatryk agterlaat. Is dit ons storie? Dat daar waar ek en jy gegaan het, waar mense met ons te doen gekry het, waar ons voetspore gelaat het, het ons mense skatryk gelaat met die goeie nuus van die evangelie van Christus. Ek hoop dis jou storie, mag dit so wees, en mag ons nie net eendag wanneer ons afgesterf het, maar mag ons nou 'n verskil maak, mag mense nou beleef en sien, dat die Here wat in my en jou lewe werk, goed is vir ons. Ek hoop jy het 'n awesome dag.